Vandag se geheim begin met 'n anonieme oproep, 'n geheimsinnige afleweringsadres, as ook iets wat nie veronderstel is om in ons realiteit te bestaan nie. Of doen dit, en ons weet net nie daarvan nie. Kom ontbloot saam met my vandag se storie rakende Ohio se Area 51, ook bekend as Peach Mountain. Dalk, net dalk, kan ons hierdie geheim ontbloot. So begin ons storie in 1978 met 'n vragmotorbestuurder. Nie juist die avontuurlustige tipe nie. Net 'n gewone man wat sy werk wil doen om brood en botter op die tafel te sit, sodat hy vir sy gesin kan sorg. Laat een nag kry hy 'n oproep. Nou onthou, daai tyd het selfone nie bestaan nie. Dit was nog daai dial-up landlyne. Ek het groot geword met daai landlyn, ek mis dit soms. Die persoon aan die ander kant van die lyn, nie sy werkgewer nie, nie iemand wat hy ken nie. Nee, anoniem. Net 'n stem. Nou die stem gee vir hom spesifieke instruksies. 'n Geskeduleerde aflewering in 'n afgeleë area, geen vrae en onder geen omstandighede mag hy weet wat hy vervoer nie. En die laaste en belangrikste instruksie was, wanneer hy die vrag aflaai, mag hy met niemand praat nie. Die betaling wat hy sou ontvang, was so goed, te goed, dat hy absoluut geen vrae gevra het nie. Die rit het normaal begin, donker nag, leepaaie, net hy en sy gedagtes. Maar toe gebeur daar die vreemdste ding. Vandag se episode van Geheime en Grimering word geborg deur Ambani Luxury Handbags. Ek koop nou al vir ongeveer 3 jaar by hulle en hulle bly een van my gunsteling plekke vir stylvolle handsakke en bykomstighede. Wat ek hou van Ambani is dat hulle nie net hulle eie reeks handsakke ontwerp en vervaardig nie, maar hulle help jou ook om spesifieke mode-items op aanvraag op te spoor. As jy iets spesifiek soek, stuur eenvoudig vir hulle 'n foto of beskrywing van die item waarna jy op soek is en hulle sal kyk of hulle jou kan help. Hulle het ook 'n WhatsApp-katalogus waar jy hulle beskikbare produkte kan besigtig. Indien jy meer wil weet of hulle katalogus wil ontvang, kontak hulle gerus via WhatsApp op 068 904 8534 of stuur vir hulle 'n e-pos op info.ambanibags@gmail.com. Terug by ons storie. Nou op daai stadium van die geveg het hy rondom by 110 km/h gery. Nou vir 'n vragmotor is dit hopeloos te vinnig. So baie dinge kan verkeerd gaan. But we listen and we don't judge. Soos wat hy bestuur, vang iets in sy oog in die kant van sy spieeltjie. En hy verbeel homself. Op daai spoed, dis donker, hy sien nie ligte in sy spieëls nie, dalk verbeel hy homself. Na 'n ruk, trek iets weer sy aandag, en die keer sien hy actually 'n figuur in sy spieël. En hy is soos nee, hy verbeel hom nie, daar is regtig iets agter sy vragmotor. En hy bly in sy spieël kyk, want miskien kan hy weer sien wat dit dalk is. En toe hy reguit kyk, is daar iets direk langs sy venster. Toe hy draai om te kyk wat dit is, toe maak 2 groot geel oë kontak met hom. In daai oomblik raak hy ijskoud. Die bestuurder beweer dat die wese wat hy gesien het, was so groot soos sy vragmotor. En dit lyk soos 'n wolfagtige wese. En dat hy
dieselfde spoed gehardloop het as sy vragmotor, 110 km/h. Nou met die wat hy geskrik het, het hy begin vinniger ry. Daar sou vir die geveg kon sy vragmotor 130 km/h max ry. En die wolfagtige wese het langs hom gebly vir 'n geruime tyd. En toe ewe skielik, toe versnel die wolfagtige wese en hy verdwyn in die donkerte in. Nou die pad wat hy gery het, was donker. En al lig wat hy gehad het, was sy voorligte van sy vragmotor. Nou die ligte gee omtrent so 20 meter se lig voor die vragmotor. Bang! Daar verskyn die wolf uit die bloute uit in sy baan, 20 meter voor sy vragmotor, en hy skrik dat hy effens sy trok blik net om verby die wolf te kom. Nou julle, ek so 10-10-1 die trok gerol het. Uiteindelik bereik hy sy bestemming. En hy het by sy instruksies gehou, hy het met niemand gepraat nie. Hy het in die vragmotor bly sit terwyl hy die vrag afgelaai het, en sy teken van 'n double tap op die kant van die trok sou vir hom aangedui dat hulle klaar is en dat hy dan kan ry. Met die wat hulle die kant van die trok 2 keer klap, om vir hom aan te dui dat hulle klaar is, kyk hy in sy kantspieël en wat sien hy? Daai selfde wolfagtige wese wat hom gevolg het op die pad. En dit is tussen die mense wat afgelaai het. Ek dink net by myself, hierdie tipe van stories, soms weet 'n mens nie wat is werklik waar en wat is nie. Maar hierdie is een van die vreemdste internetverhale wat gekoppel word aan Peach Mountain. Nou gaan julle nou meer vertel van Peach Mountain en hoekom daar soveel spekulasie rondom Peach Mountain is. So dalk was hierdie wolf gestuur as 'n ekstra security measure om seker te maak dat hy nêrens langs die pad sou stop om te kyk wat is die vrag wat hy moet vervoer nie. Hoe sal ons weet? Wie sê, dalk was hierdie wolf een van die eksperimente wat hulle gedoen het en hy net instruksies uitgevoer het. Nou, baie van die flieks wat ons vandag kyk, daar is tog bietjie waarheid in fiction. Hulle verbloem die waarheid so onder ons neuse. Ek dink ons moet nie die teorie uitskuif nie. Ons moet dalk nog steeds as 'n opsie in die agtergrond van ons koppe hou, dat dit dalk miskien die waarheid kan wees. Vandag verbind mense mites, vreemde gebeurtenisse, onverklaarbare geluide en onverklaarbare aktiwiteite in en om Peach Mountain. Daar is inwoners wat beweer hulle sien UFO's en hulle hoor hierdie snaakse, vreemde, eerie geluide in die vroegoggendure. En die mense wat daar woon, sê daar is 'n tipe van 'n atmosfeer om die area van Peach Mountain wat jy nie kan verduidelik nie. Dit is net soos 'n spooky atmosfeer. En dit laat jou 'n bietjie onrustig voel. Daar word ook gespekuleer dat daar 'n ondergrondse militêre basis onder Peach Mountain is. En dit is waar al daai vreemde geluide vandaan kom. En nie net dit nie. Daar word beweer dat in hierdie ondergrondse militêre basis is waar hulle reverse engineering toepas op UFO's. Peach Mountain is gekoop in 1948, dieselfde tyd toe die Tweede Wêreldoorlog aan die gang was. Peach Mountain was nog nie bekend as Peach Mountain nie. Hulle het net 'n gedeelte aan die voet van die berg gekoop in 1948. En daar het hulle die Curtis Smith Optical Teleskoop opgerig. In 1955, 7 jaar later, het hulle die fasiliteit uitgebrei en dis toe hulle die hele berg gekoop het. 'n Totaal van 314,4 hektaar. Dis baie groot, julle. Baie groot. Daai selfde jaar
het hulle 'n 8.5 meter radioteleskoop opgerig, as ook 'n radiofasiliteit wat frekwensies stuur en kan lees. En toe in 1958 en 1959 het hulle nog 'n gebou opgerig en 'n 24-inch McMath Hilbert optical teleskoop opgesit. So dit gee vir ons 'n totaal van 2 optical teleskope, as ook 'n radiodis en 'n radiostasie. En toe daar begin vrae gevra word oor die fasiliteit, was daar gesê, dit is die Universiteit van Michigan se studente wat hulle navorsing kom doen daar. Hulle kyk bietjie sterre. En ons moet dit glo. Ek kan nou verstaan die 2 teleskope om sterre te kyk, as dit nou studente is wat wel dit swat, maar 'n radiofrekwensie dis met 'n radiostasie, dit maak niks sin nie. En dan boop dit is die sekuriteit so intens, dat ewen vandag, as jy net na die hek toe ry, om te kyk hoe lyk die ingang, dan word jy getuil deur wit SUVs, soos die. Alright, recording this in case anything happens to us. It's pretty crazy, man. Like, I heard about this in the 90s. Look behind me, there's a truck on our butt. There. It's a truck right on our... Okay, he turned. Yeah, so... Nou vra ek jou, hoekom? Dit staan mos universiteitsgronde, is dit nie? Dis vreemd. Die rede hoekom hulle jou so tuil, is om jou te intimideer, dat jy moet gee pad. Jy moet nie naby die ingang of die perseel van Peach Mountain kom nie. Dis nie die vreemdste nie. 'n paar kilometer van Peach Mountain af, is daar 'n ander interessante fasiliteit, sal ek sê, of koppie, sal ek sê. Dit is man-made, maar die plek se naam is Snake Mount, en dit lyk so. Nou, die interessante ding van Snake Mount is, dit is mensgemaak en dit bestaan ook nou al duisende jare. Nou, die vorm van die slang van bo af lyk soos dit. Nou, baie van die inwoners wat in die area bly, sê dat as hulle soms gaan stap, dan gewaar hulle orbs of light. Nou, as ek praat van orbs of light, dan is dit soos hierdie ronde balle van lig. En dan is dit soos baie keer 2 of 3 van hulle in sequence, wat by die een punt begin, en dan volg dit die slang se patroon, en wanneer dit op die ander punt kom, dan skiet dit reguit op in die lug, en dan verdwyn dit. Wat's dit? Are you kidding me? Soos, dit klink vir my soos 'n scary movie. Die mense in en om Peach Mountain het toe nou so begin opstandig raak en gekla oor die geraas en die vreemde geluide wat hulle hoor in die vroeë oggendure, dat hulle toe so ver gegaan het om hangers op te sit op Peach Mountain, waar hulle nou ewe skielik jet engines begin toets. So nou toets hulle hierdie jet engines vir propulsion, bird strikes, as ook endurance. En wanneer hulle hierdie engines start, maak dit 'n verskriklike lawaai. Maar die vreemdste van alles is dat hulle glad nie die engines toets deur die dag nie. Nee. Hulle staar daai engines in die vroeë oggendure. Presies dieselfde tyd, wanneer die mense so begin kla het oor die vreemde geluide wat hulle hoor. Ja. Nou vra ek jou, is dit nie suspicious nie? Wat is die kanse? En by the way, as daai dan nou regtig 'n universiteitsfasiliteit is, waar die studente van Michigan sterre kom kyk, wat het dit enigsins met engines uit te waai, nogals jet engines? My vraag is net, met al daai equipment wat hulle het, waarmee hulle so na die sterre kyk en die frekwensies kan lees en syne kan stuur, met
wie kommunikeer hulle? Of sal ek eerder vra, met wat kommunikeer hulle? Die sekuriteit by Peach Mountain is net so intens soos die sekuriteit by Area 51. En kyk, daai is nou vir jou 'n rabbit hole vir 'n ander dag. Of hierdie wolfagtige verhaal waar is, sal ons nou nooit weet nie, want daar is geen konkrete bewyse dat hierdie storie waar is nie. Dis 'n absolute word of mouth. En nou moet julle onthou, in 1978, toe dit met hierdie trokbestuurder gebeur het, was daar nie so iets so selfone nie. Hy kon nie 'n foto neem nie. Hy kon nie vinnig sy vrou bel om te sê, sal nie glo wat het nou net met my gebeur nie. Want dit het nie bestaan nie. So om konkrete bewyse te kry van so 'n storie is amper impossible. Hoekom is dit dat daar so baie van hierdie verhale ontstaan? Van mense wat hulle ondervindinge deel in en om plekke soos Peach Mountain en Area 51. Hoekom word mense se verhale stilgehou en as mite verklaar? As daar tog nie waarheid daarin is nie, hoekom sal dit hulle pla? En wat ek baie graag wil weet is, hoekom is dit dat party mense verdwyn nadat hulle stories vertel het? Wat dink julle? Dink julle hierdie hele Peach Mountain is dalk 'n cover-up? Dat daar werklik iets anders aan die gang is en dat hulle alles in hulle vermoë probeer om dit stil te hou, om dit weg te steek? Of dink julle dis net nog 'n internet legende? Laat weet my onder in die comments wat jy dink. Dink jy daar's waarheid? Of dink jy dit is alles net 'n mite? En dit is dan nou die einde van ons geheime en gremering episode. Indien jy 'n besigheid het en jy graag wil deel raak van toekomstige episodes, kan jy my gerus kontak deur my besonderhede bo in my bio. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het en onthou, party geheime word ontbloot en party bly geheime vir ewig. Tot volgende Woensdag. Bye!